Goeiedag geliefdes. In Numeri 5 en 6 praat die Here 5 keer met Moses. Ons lees die eerste gesprek, wat ook dien as inleiding vir hierdie gedeelte. Numeri 5 vers 1 tot 4. Die Here het met Moses gepraat en gesê, gee die Israeliete opdrag om elkeen wat 'n velsiekte het en elkeen wat 'n afskeiding het, uit die kamp te stuur. Ook elkeen wat onrein is, omdat hy aan 'n lijk geraak het. Man sowel as vroue moet julle uitstuur. Na die buitekant van die kamp moet julle hulle stuur, sodat hulle nie hulle kamp, waar ek in hulle midde woon, verontreinig nie. Die Israeliete het toe so gemaak. Hulle het hulle uit die kamp gestuur. Net soos wat die Here vir Moses beveel het, so het die Israeliete gedoen. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Hierna gee die Here dan voorskrifte oor wat die Israeliete moet doen wanneer hulle hul medemens benadeel het. Hulle kry voorskrifte oor wat gedoen moet word as 'n man agterdogtig raak teenoor sy vrou en die voorskrifte vir 'n Nasareër. Die gedeelte word afgesluit met die seën wat die priesters oor die volk moet uitspreek. Ons sal in die volgende oordenking meer oor die seën sê. 'n Mens kan dalk wonder hoekom die Here nou ewe skielik, terwyl hy oor die werk van die priesters en die leviete praat, met die volk praat oor siektes, agterdog, oneerlikheid en toewyding. Maar onthou dat die eerste deel van Numeri gaan oor hoe die kamp van die Israeliete ingerig moet word. God woon nou tussen hulle. So nou is die vraag, hoe moet die volk lewe wanneer God tussen hulle bly? Die eenvoudige antwoord hiervoor is, as julle by die Here wil woon, moet julle rein wees. Simbolies beteken dit dat daar niks aan hulle moet wees wat vuil of onrein is nie. Ons het gehoor dat Israel se kamp so georganiseer is dat dit 'n beeld is van die gelowiges se aardse lewe saam met God. Dit is ook vir ons 'n beeld van ons ewige lewe saam met God. Maar hierdie beeld kan nie net sigbaar wees in die manier en plek waar hulle tente opslaan nie. Dit moet ook sigbaar wees in hul lewenswyse. Dit is waar hierdie reinheidswette inkom. Die 3 gesprekke wat ons in Numeri 5 verse 6 tot hoofstuk 6 vers 21 lees, gee vir die Israeliete voorbeelde van hoe om rein te lewe. In hierdie 3 gesprekke roep God hulle om rein te lewe in hul verhoudings met hul bure, in hul verhoudings met hul familie en in hul verhouding met die Here. Die wette wys dus vir gelowiges hoe om te lewe met die Here in hulle midde. Dit wys ook dat net die wat rein is, in die Here se teenwoordigheid kan lewe. Dit leer die Israeliete dat hulle hul sondes moet bely, dat hulle self moet toewy aan die Here en dat hulle toewyding aan die Here ook sigbaar word in hul huwelike. Kortliks gestel, wanneer God in jou midde woon, moet jy lewe asof hy altyd sien wat jy doen. Jy leef onder sy aangesig, of Koram Deo. Hierdie wette dien ook die doel om die Israeliete te evalueer. Wat maak die Israeliete anders as die ander volke? In die eerste plek is hulle anders, want die Here is hulle God. Maar dit beteken, hulle moet anders lewe as die ander volke. Hulle kan hulle self toets om te sien of hulle rein lewe in die Here se teenwoordigheid, deur te kyk na hoe hulle teenoor hulle medemens optree, hoe hulle in hulle huwelike optree en hoe hulle aan God toegewy is. Hierdie beginsels is ook van toepassing op Christene wat vandag lewe. Om in God se teenwoordigheid te kan lewe, moet ons rein lewe en aan hom toegewy wees. Die kamp van Israel is vir ons 'n beeld van die hemelse Jerusalem. Maar daar is iets wat verskil. Die onreines word uit die kamp van Israel uitgestuur totdat hulle weer rein is. Dit gaan dus oor wie moet uitgaan. Maar in Openbaring 21 lees ons dat die onreines nooit in die nuwe Jerusalem kan ingaan nie. Dit handel oor wie mag ingaan. Dit is natuurlik 'n probleem, want niemand van ons kan volkome rein en heilig lewe nie. Daarom het God sy seun Jesus Christus gestuur om in ons plek te kom versoening doen vir ons sondes.
Hy het die poorte na die hemel vir ons kom oopmaak. Wanneer ons dit glo, kan ons nou reeds aan hom toegewyd lewe. En ons kan uitsien na 'n ewige lewe in die nuwe Jerusalem. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons kan uitsien na die hemelse Jerusalem, daar waar ons in U volmaakte teenwoordigheid gaan leef. Dankie dat ons ook nou reeds in U teenwoordigheid kan leef, en dat ons nou reeds iets van die hemelse Jerusalem in ons lewe kan ervaar. Ons bely ons sondes voor U, ons bely al die verkeerde dinge wat ons doen, wat ons onrein maak. Ons vra U dat U ons daarvoor sal vergewe. Dankie dat ons kan weet dat Jesus Christus vir ons sondeskuld betaal het, sodat ons rein voor U kan wees. Ons bid vir vrede in die wêreld. Daar is soveel mense wat ly as gevolg van oorloë, spesifiek die oorlog in Iran en die Oekraïne. Ons vra dat U vrede sal gee. Ons bid dat U ook wysheid aan wêreldleiers sal gee en dat U hulle sal lei in die besluite wat hulle neem. Ons bid vir kerke wat in daardie lande is waar daar oorlog is. Ons vra dat U daardie gelowiges hoop en perspektief sal gee en dat U hulle sal gebruik in die moeilike omstandighede. Ons bid al hierdie dinge deur U groot genade alleen. Amen.